Goeiemôre sonskyn. Ou, dit is heeltemal te vroeg. Gaan weg. Iemand is nog lekker knorrig. Maatjie, staan op jong, ons het vir jou lekker warm sjokolade gebring. Julle vrolikheid laat my cringe. Cringe. Sjoe, Oggie, het jy nou weer laat aand saam met Salt en Sinbad daai aaklige stoute speletjie gespeel? Jy weet is verkeerd. Ag, bedaar tog, ouma Kokkie. Almal wat belangrik is, speel die game. Dit is die inding. Weet jy wat is die inding, meneertjie? Jy gaan onmiddellik opstaan en jy gaan saam strand toe kom. Mayday, Bravo 6, ek word aangeval deur die boring oumas. Help! Tog, ek dink julle moet saamkom. Ek weet nie of ek krag het vir hierdie twee vandag nie. Och, my moeder mossie. Kyk hoe oulik is hierdie pikkewyne. Gross, 'n klomp regte rasige strandhoenders. Boring. Aggie, as jy nou nog een keer boring sê, dan gooi ek vir jou in daai seewater, meneertjie, laat jy weer leer om maniere te kry. Kyk 'n bietjie rond, wat sien jy? Ek sien strandhoenders wat raas en mors. Daar's 'n klomp in die see en daar's 'n klompie wat saamloop. Ag, en daar sit 'n enetjie alleen. Och, sy mossie. Kyk die pikkewyn wat so alleen sit. Hoekom sit hy so alleen? Het hy nie maatjies nie? Wil die ander pikkewyne nie met hom speel nie? Ag, nee, Kokkie dier, kyk net gou bietjie mooi. Daai pikkewyntjie se ou velletjie is besig om af te kom en die nuwe velletjie groei onder dit. En as dit gebeur, dan kan hulle nie in die koue seewater swem nie. Want dan gaan hulle baie siek word en selfs doodgaan. En hulle mag ook nie baie beweeg nie, so daai pikkewyntjie sit en wag dat sy nuwe velletjie eers sterk is. Maar dis so ek bedoel vervelig om dan net hier te sit en wag. Hoe kry jy uit kos? Vang strandhoenders nie visse in die see nie? Hulle doen, shame mossie. Hy moet in die see ingaan om visse te kry sodat hy kan eet. Maar hy kan nie in die see swem tot sy vel nie sterk genoeg is nie. Ja, en dis baie hartseer. Shame, hy's alleen en honger, maar ek het julle juis gebring, meneertjie, omdat ons baie by hierdie pikkewyn kan leer. Daai pikkewyntjie het geleer om 'n gawe nee te gee. Gawe nee. Ja, Pikkewyne praat dan nie eers nie, mossie. kyk mens moet hulle alles leer. Dierbaar, kyk gou 'n bietjie daai pikkewyn. Hy sal baie graag in die water wil swem saam met al sy maatjies, maar hy weet dit is nie goed vir hom nie. Partykeer moet ons weet om nee te sê, om goed saam met ons maats te doen wat nie vir ons goed is nie. Dit is nie altyd maklik nie. Daai pikkewyntjie sal baie graag eerder wil swem, maar hy weet die regte ding is om liewer alleen te sit as wat hy goed doen wat nie goed vir hom is nie. Hy gee 'n nee goed en gaaf en sit maar liewer eenkant, baie braaf. Hi mossie, jy laat my nou dink aan 'n liedjie wat Tannie Kanarrie laasweek vir ons gesing het. Spring op en sing saam. Ag, toe. Dit is lekker om by je maats te hê. Dit is lekker om te speel. Dit is lekker om 'n grap te sê. Dit is lekker om te deel. Maar soms wil maat saam stout wees. Dan moet jy onthou dat 'n gawe nee jou veilig van kwaad doen weg sal hou. Ons sê nee dankie, baie braaf. Nee dankie, goed en gaaf. Nee dankie, want ek wil nie. Ek sal my nie verkil nie. Nee dankie sonder om te stry. Gaan julle, ek gaan bly. Ek kies liewer Jesus en sy goeie pad vir my. So kan jy jou maats kom leer om liewer terug te staan. Om nee te sê vir kwaad doen waar jy kom en waar jy gaan. En Jesus sal daar by jou bly. Wees dapper, sterk en braaf. Sê nie dankie nie vir my nie. Sê dit goed en sê dit gaaf. Sê nie dankie nie vir my nie. Sê dit goed en sê dit gaaf.
Ja, okay. Ek moes vir Sultan Sinbad nee gesê het vir daai lelike rekenaarspeletjie. Maar julle, dis nie so maklik nie. Sultan Sinbad is so cool ou. As ek nie doen wat hy gesê het nie, dan gaan hy nie meer my vriend wil wees nie. Ai Agie, luister nou mooi vir my. As 'n maatjie wil hê jy moet stout wees, saam met hulle, en jy sê nee en hulle is kwaad vir jou, dan is hulle nie goeie maatjies nie. Maatjies moet mekaar help om die regte ding te doen en te leef soos kinders van Jesus. Maar ek dink nou aan 'n verhaal in die Bybel van vriende wat mekaar gehelp het om naby aan God te leef en die regte ding te doen, al was dit moeilik. Kom ek vertel vir julle wat gebeur het. Hier gaan ons. 'n Wrede koning het vir Daniël en sy maats gevang en hulle terug na sy paleis toe gevat. Daar moes hulle nou leer om soldate te word vir hierdie koning. Ek onthou nou die verhaal. Die koning het gesê dat sy nuwe soldate net van sy kos moet eet, sodat hulle sterk kan word. Die soort kos wat die koning vir hulle wou gee, was kos wat God se mense nie mag geëet het nie. Daniël en sy vriende het gesê dat hulle nie van die kos sal eet nie. Mooi kwakkiedier. Daniël en sy vriende het 'n gawe nee gegee en het besluit om liewer net groente en vrugte te eet. Toe die koning se wagte na 10 dae na al die soldate kyk, het Daniël en sy vriende meer gesond en sterk gelyk as al die ander soldate. Ja, en toe die koning hulle sien, toe sê hy, sien julle, my kos het gewerk. Kyk net hoe sterk is hierdie manne. Hy kies toe vir Daniël en sy vriende uit as die sterkste en beste soldate. Ag, daai koning dink hy weet alles. Maar eintlik het God vir Daniël en sy vriende gehelp om sterk te word omdat hulle die regte ding gedoen het. Okay, volgende keer gaan ek vir Sultan Sinbad 'n gawe nee gee en gaan vir hom sê dit is verkeerd. As hy nie meer my vriend wil wees nie, dan is dit maar so. Ek doen liewer die regte ding en bly op Jesus se pad as te kies om die verkeerde pad saam met my maats te stap. Trots op jou maatjie. Ek dink dit verdien 'n roomys. En 'n visie vir ons honger maatjie wat daar 'n gawe nee gegee het. Sien vir julle. Tada.